Ek lees weer vir jou as jy Vrydag hier was, lees ek dan vir jou Sondagse gedeelte. En die hart is dat ons 'n oomblik sal stil staan en net regtig die impak sal voel van die oorwinning wat daar is op 'n Sondag, van die opstanding Sondag. So ons is besig. Dis Paasnaweek as jy dalk nie geweet het nie. En so op opstanding Sondag lees ek vir jou die volgende. En net so verander die einde in 'n begin. Wat verlore gevoel het, word herstel. Wat gebreek was, word nuut gemaak. Dit alles op 'n wyse wat ons as mens nie kon voorstel nie. Oorwinning deur die dood. Dit verander die hele betekenis van die Vrydag. Die dag het nie begin met 'n trompetgeskal of skare engele nie, maar stil. Dit was nie 'n spektakel nie, maar 'n herontmoeting. Elkeen was dalk nog blind in hulle eie pyn. Dis dalk deels hoekom hulle hom nie herken het nie. Maar die herontmoetings was diep. Intieme oomblikke vir elkeen wat hom daarna gesien het. God werk nie altyd net in wow oomblikke nie, maar met daardie oomblik wat jy jou naam hoor wanneer hy jou roep na hom toe. En jy weet, alles is anders. Ek wil vir jou sê, hierdie Sondag is 'n baie spesiale Sondag. Dis 'n spesiale Sondag omdat ons Verlosser leef en omdat hy uit die dode uit opgestaan het. En in Lukas 24 vertel vir ons hierdie verhaal, vertel vir ons hierdie storie en die tema van die woord en wat ek gaan poog om te doen is om jou opnuut te herinner waarom ek en jy regtig glo die graf is leeg. Maar eers wil ek net vir jou die storie weer lees. Ek wil jou net weer herinner. Ek wil daardie stem wees wat opnuut jou hart stig. En so ek lees vir jou Lukas 24 vanaf vers 1. Hy sê, en baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. Ek hoop jy's reg hiervoor. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus Christus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En hulle het baie bevrees geword en met hulle aangesigte na die aarde toe gebuig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewendes by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan, en hulle het sy woorde onthou. Hartklop, beteken hierdie nog vir jou iets? Is dit nog vir jou iets wat met jou hart praat en iets hier binne wakker maak, die wete dat Jesus het opgestaan uit die dode uit? Maar ek wil so 'n bietjie met die rasionele ouens praat by punt 1 vanoggend en vra so vir die van julle vir wie dit belangrik is om te sê, so wat sê die feite? Jy weet, hoe kan ek en jy regtig glo? Kan ons nog genuine vandag glo Jesus het opgestaan? En dis my werk vanoggend voordat ons verder gaan aanbid, dat ek jou sal herinner en dat ek jou sal kan wys en miskien moet jy 1 of 2 goed net weer oorweeg sodat jy vir jou hart kan herinner. Jesus het opgestaan. Oorweeg asseblief die volgende saam met my. In die eerste plek, oorweeg die leë graf. Ons begin net eers daar. Dis nie net die Bybel wat sê dat daar was 'n leë graf gewees nie. Nee, die geskiedkundige boeke sê vir ons dat daar is 'n graf naby Jerusalem wat vandag nog bekend is as die graf waarin Jesus begrawe was. Maar daar lê nie meer gebeendere daar binne nie. Die graf is leeg. Jy kan gaan foto's neem as jy wil. Jy kan gaan kyk. Die realiteit is, die feite is, die waarheid is, daar is 'n graf en hy is nie meer daarin nie. Maar meer nog as dit, oorweeg die volgende,
In Lukas 24, soos ons nou gelees het, is dit vroue wat na die graf toe kom. Dis ook vroue wat die eerste getuies is. En in vandag en in ons kultuur sal dit nou nie noodwendig so big wow wees nie, maar oorweeg die volgende, dat in die tyd wat die Here Jesus Christus geleef het, was 'n vrou se woord nie geag as waardig in 'n hof nie. Is julle met my? Dit beteken dat as 'n vrou kom getuig het in die hof, dan het die getuienis 0 getel. A lot has changed. Ons eer die Here daarvoor. Ons eer die Here dat ons so bietjie as 'n samelewing op 'n plek is waar ons besef dat dieselfde Heilige Gees wat die Here in manne sit, sit hy ook in vroue. En ek hoop dat die Here al in jou hart gesondmaking gebring het. Jy weet dat die Here gebruik ook vrouens om te preek, reg? Ja, die mense wat hy kies om eers die ander te vertel, is vroue. Maar bly net gou by my. As dit 'n fabel was, as dit 'n storie was dit 'n baie stupid move. Want die kultuur van daardie tyd sou nie die vrouens geglo het nie. As jy iets wou opmaak, as die disippels 'n plan gehad het, en hulle wou sy liggaam gaan uithaal het, dan moes hulle eerder mans gekies het om te kom vertel. Ek en jy kan glo vandag die graf is leeg. Want God het vroue gekies om te getuig. Nie alleen dit nie. Ons weet die graf is leeg, want Jesus het aan vele mense verskyn. In 1 Korintiërs 15 lees ons dat Jesus het op een slag aan 500 mense verskyn. Daar's geweldige klomp getuienis wat bevestig Jesus het aan my verskyn in persoon. Hulle het hulle hande in die wonde ingedruk, sodat ek en jy vandag by opstanding Sondag kan weet, Jesus het genuine opgestaan. Maar waarskynlik die sterkste, en daar's 'n lang lys, as dit is iets is wat jou interesseer, wil ek vir jou sê, doen moeite om by Ruben koffie te drink, hy gaan jou nog meer van dit kan vertel, maar daar's 'n hele lang lys, ek het net 4 gekies, maar die 4de een weeg vir my die swaarste. As ek en jy moet oorweeg hoe die lewens van die mense verander het, moet ons oorweeg dat Jesus opgestaan het uit die dode uit. Jy sien, omdat Saterdag so stil was, toe Jesus aan die disippels verskyn, waarmee was Petrus en die klan besig gewees? Julle onthou? Ja, hulle het vis gevang. Hulle het maar teruggegaan. Petrus, hou jy van visvang? Ek weet nie wat jy. Hulle het teruggegaan. Hulle het maar weer hulle lewens begin leef. Maar Jesus verskyn aan hulle. En hierdie belewenis verander hulle lewens vir ewig. Dit doen iets, dat hulle wil rondloop en almal vertel. Dit doen iets aan hulle, dat hulle gaan sit en hulle gaan bid, en hulle wag op die antwoord op die belofte. Ek en jy kan vandag glo dat die graf is leeg, as ons kyk na hoe die mense se lewens verander, aan wie Jesus verskyn het, maar nie net hoe hulle lewens wat hulle geleef het verander nie, maar ook hoe hulle gekies het om te sterf. Jy sien, daar's iets in dit. En dis nie teologies gesproke nie, dis psigies gesproke. Die sielkunde vertel ons, mense sterf nie vir 'n leuen nie. Nou, ek weet nie of jy al daai movies gekyk nie, maar die movies gaan so, daai ou het 'n geheim, jy weet, en hy wil nie hierdie geheim hê nie, en dan maak hulle hom in 'n stoel vas. Het jy al daai flieks gekyk? En dan is die ouens soos, ruk hom aan sy hare en slaan hom in sy gesig. Kan jy laat onthou? Is ek die enigste ou wat sulke movies gekyk het? Ou, jy leef van, Ollie, is jy 'n romkom ou? Kyk julle Christelike movies. Ok, ek is jammer, Ruben. Maar op 'n stadium kry hulle iets. Of hulle haal die geweer uit en hulle sê, ek gaan jou nou doodmaak. Of hulle wys hom 'n foto van sy vrou en van sy kind. En skielik sing hy soos 'n kanarie.
Ek is jammer, hierdie is die waarheid. Oorweeg die lewens van die disippels. Terwyl hulle dood in die gesig staar, verander hulle nooit hulle storie nie. Terwyl die vrouens en die kinders uit die kerke uitgesleep word, in die tronk gegooi word, seer gemaak word, verniel word, verander hulle nooit hulle storie nie. Ek en jy kan glo die graf is leeg, dit is waaragtig die waarheid, want mense sterf nie vir 'n leuen nie. Maar ek hoop jy's nou reg hiervoor, want ons gaan nou tweede rad haak, en ek hoop jy's by my. Hier hoe ons weet die graf is leeg. Want in Johannes hoofstuk 16 vers 7 lees ons die volgende, man, ek hoop jy hoor my. Hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dis die Here Jesus Christus wat praat. Hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Hier is die belofte. Ekskuus, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster na julle nie kan kom nie. Ek hoop jy hoor my. Hy sê, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Hier is die belofte. Weet jy wat gebeur in Handelinge 2 vers 2? Hy sê, daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waarin hulle sit. Het jy al gevoel, hoe voel die nabye teenwoordigheid van die Heilige Gees? Daarom kan jy glo die graf is leeg. Wanneer jy kyk na jou eie lewe en jy begin wonder hoe Jesus dit moontlik dat ek soveel anders kan wees, hoe kan dit wees dat die Here Jesus deur mense doen wat hy doen? Dis die krag van die Heilige Gees. Dis die feit dat ek en jy hier kyk net om jou vir 'n oomblik en ek wys jou Jesus het opgestaan. Kyk net, beleef net vir 'n oomblik, ons gaan in die volgende paar oomblikke gaan ons aanbid, en as jy gaan kies om jou hart oop te maak vir hom, ek glo in die diepste van wie ek is, dat die Heilige Gees is hier om met my en met jou te ontmoet. Gaan jy reageer? Gaan jy sê, ja, Here, ek wil ontvang van U af? Jy sien, ek weet die graf is leeg vanoggend, van 2 Korintiërs 1 sê die volgende. Hy sê, maar hy, wat ons saam met julle bevestig in Christus, het ons gesalf. Hy sê, hy is God. Wat het God gedoen? Hy het ons ook verseël en die Gees as onderpand vir ons gegee. Ek weet seker, die graf is leeg, en Jesus is op pad terug, omdat daar iets in my gebeur het. Ek was die verlore een. Ek was die moedelose een. Ek was die een sonder vreugde. Ek was die een wat op 'n hopelose plek was. En vandag het ek vrede, en ek het vreugde, en ek is gevoel, wie die Joos het dit gedoen? Hy het dit gedoen. Hoe het hy dit gedoen? Deur die krag van sy Gees. Verduidelik dit vir my. Verduidelik my, hoe kan dit moontlik wees? Hoe anderster as die graf nie leeg was nie, kon die Heilige Gees nie gekom het nie. Elke een van ons wat in tale praat, is 'n bevestiging dat die graf is leeg. Elke keer wanneer die Here Jesus Christus mense aanraak en gesond maak, is dit 'n bevestiging, die graf is leeg. Elke keer wanneer iemand verlore was in die wêreld, en hy kom na Jesus toe. Jy sien, en hier's die great deel, dat hier die Heilige Gees is die onderpand, die seël. Nou, ek weet julle wat is 'n onderpand? Kan julle sien hoekom het hulle 'n nuwe Bybel skryf? Die jong mense net weet. Ek lees vir julle die Engels. Hy sê, set his seal of ownership on us and put his spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Die krag van die Heilige Gees is 'n belofte vir iets wat op pad is. En dis hy wat op pad is. Ons dien nie 'n God wat dood is nie. Ek hoop julle hoor my. Harder kan ek nie praat nie. Meer kan ek nie sê nie. Jy moet jou hart oopmaak vanoggend en sê, Here, ek wil ontvang dit wat U vir my instoor het. Daar is geen klinkklaar meer bewys dat die graf leeg is as die uitstorting van die Heilige Gees. Ek wil jou net vinnig vat na Paulus se lewe toe, en dan gaan ons verder aanbid. Hoor wat getuig Paulus van homself. 1 Timoteus 1 vers 13 en 14. Hy sê, my wat vroeër
'n lasteraar, 'n vervolger, 'n geweldenaar was, aan my is barmhartigheid bewys. Kan jy onthou waar was jy? Kan jy onthou waar die Here jou uitgehaal? Kan jy onthou dat jy dit nie verdien het nie? Kan jy onthou waarvan het hy jou alles gespaar? Kan jy nog onthou? Wil jy 100% seker wees die graf is leeg vanoggend? Wie anders het die mag gehad om jou te red? Uit die gemors, uit hierdie lewe vir die wêreld. Wie anders kon jou red? Nou, Paulus sê hy het aan hom is barmhartigheid bewys, want hy het ontwetend gedoen in die geloof. Hy sê, en die genade van ons Here Jesus Christus was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Jesus Christus is. Dis hoekom hy dit gedoen het. Dit was so Paulus so gewees. Mag ek jou net herinner, en ek weet jy weet dit, maar Paulus het die kerk verskriklik vervolg. Verskriklik. Die eerste martelaar waarvan ons lees is Stefanus. Dit was Paulus gewees. Op baie stadium was sy naam Saulus, maar hy was dieselfde ou, menslik gesproke. Hy was die ou gewees wat gesê het, stenig hom, is sjap. Hy het dit goed gekeer. Was iets om te leer daar. Was iets baie spesiaal. Paulus 'n vervolger en 'n moordenaar, 'n lasteraar, een wat die Bybel uitgekruit het 'n ontmoeting met iemand wat uit die dode uit opgestaan het. Wat maak dat hy sy hele lewe neerlê. Hy skryf 2/3 van die Nuwe Testament. Hy plant gemeentes, oral waar hy gaan. Die Here gebruik hom om siekes gesond te maak en dooies op te wek. Om waarhede te bring en te openbaar. Sê my, as die graf nie leeg was nie, sou dit moontlik kon wees. Ek dink nie so nie. Ek dink nie so nie. En so mag hierdie waarheid in jou hart leef, Romeine 1:16. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Hoekom nie? Want dit is die krag van God tot redding. Vir elke een wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Glo jy dit nog volgend? Glo jy nog dat die evangelie is die krag van God tot redding? Is jy bereid om te sê, Here, ek gaan oorgee vir U. Ek gaan 'n lewe leef vir U. Die musiekspan, julle moet asseblief na vore kom, want ons gaan nou baie lekker aanbid. En ek vertrou regtig die Here, dat ons in hierdie oomblik van aanbidding, die voorreg sal hê van sy Heilige Gees. Ek wil jou mooi vra, dat jy jou hart sal oopmaak. Maar hier's wat ek jou vra, is gaan jou lewe getuig van 'n leë graf? Gaan ek jou weer moet vra, of gaan jy my antwoord? Gaan jou lewe getuig van 'n leë graf? Hoe lyk so 'n lewe? Hoe lyk 'n lewe wat getuig van 'n leë graf? En as jy vir 'n oomblik buite jouself kon staan en inkyk na jou lewe, lyk dit soos 'n lewe wat getuig van 'n leë graf? As jy vanoggend sê, nee, ek het vir jou goeie nuus. Romeine 1:16. Hoor, Romeine 1:16. Sê ek skaam my nie vir die evangelie nie, want is die krag van God tot redding. Wil jy graag vry wees? Hier's klomp mense hier, ou Ollie, het die Here jou vrygemaak. Is die evangelie die krag van God tot redding? Kan julle onthou? Ollie is nie alleen nie, hier's klomp ander wat vir jou stories kan vertel van 'n dag wat hulle verlore was. En daar was 'n oomblik gewees, 'n keuse.
Wanneer die krag van God sigbaar geword het. En nou doen ons afkondigings voor in die kerk. En ons vertel mense van Jesus. En ek lewe 'n lewe wat ek nie nodig het om voor skaam te wees of van weg te hardloop nie. Hoor my net mooi. Wil jy vanoggend glo die graf is leeg? Ja, dis great. Dis great. Die Here gebruik die apologete. Dis wonderlik. Hulle het al die feite. Dis wonderlik. Die geskiedenis vertel ons die storie. Die wetenskap bevestig 'n klomp goed. Maar daar is geen groter bewys as wanneer sy Heilige Gees opnuut uitgestort word nie. Daar is geen groter bewys as my en jou wat 'n lewe leef wat oorgegee is vir hom nie. Dis so ek en jy kan glo, die graf is leeg. Vanoggend is 'n anderster oggend. Vanoggend is 'n uitnodiging vir jou. Wil jy asseblief net saam met my staan hè? Wil jy net jou oë sluit net? Here Jesus, dankie dat U opgestaan het uit die dode uit. Dankie dat ek vandag anders kan leef, omdat U opgestaan het uit die dode uit. Here, soos U beloof het om U Gees te stuur, wil ons nou vra, stuur asseblief U Heilige Gees. Heilige Gees, ons wil vir jou sê, jy is so welkom hier. Dis die begeerte van ons hart, om man en vroue te wees wat oorgegee is. Ons kom verklaar met ons mond, U is die pottebakker en ons is die klei. Wanneer ons sê, kom o Skeppergees, dan vra ons, Here, werk asseblief met ons. Here, ek wil in besonder bid, dat U ons sal help, om manne en vroue te wees wat lewens leef van oorwinning, dat die graf regtig leeg is. Here, sal U ons kom aanraak met 'n besonderse aanraking van die Heilige Gees, soos wat ons U aanbid. Ons surrender teenoor U. Ons kom ontvang vrede en vreugde, wat alle verstand te bowe gaan. Dankie dat U ons gesond maak, en ons ook vry maak in hierdie oggend. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.